elke individu en gemeente, welkom by TD Kerk se lewendige uitsending en of opnames van ons prediking en aanbidding. Jy kan ons kry op Facebook, YouTube of loer op ons webtuiste. Soos altyd wil ons jou help om Jesus te beleef, mekaar te disipuleer en jou wêreld te verander. Die gelowiges was bekend gewees, voordat hulle as Christene bekend gestaan het hulle bekend gestaan as mense van die weg. Het julle dit geweet? Mense van die weg, mense van die pad. Jesus is die weg. Jesus is die pad. En hulle was gekenmerk as mense van die pad, want hulle het geloop op die pad. Word ek en jy geken vandag as mense van die pad? Of word jy geken as 'n Christen? Nou sê ek dit klink dalk nou vir jou snaaks, maar in vandag se dae het Christen weer amper 'n kultuurterm geword. Ons is mos almal Christene in hierdie land. Ons doen die Christen ding. Maar is jy iemand wat op die pad loop? Is jy 'n persoon van die weg? Mag vanoggend en mag hierdie hele reeks waarmee ons besig is jou net weer uitdaag, dat jy goed in jou lewe sal inbou, wat jou sal kenmerk as iemand wat in 'n verhouding met Jesus stap, wat op die pad stap. Dat jy geken sal word as iemand van die pad. Kom ons blaai na Matteus 6 toe, ek gee vir jou kans om te lees, Matteus 6 van vers 5 tot by vers 18. Het staan daar op die bord, Matteus 6 vers 5 tot 18, ek gee vir jou kans om dit lekker te lees daar waar jy sit. Ons staan in week 3 van ons reeks oor 8 lewegewende dissiplines. En vandag staan ons stil by die geestelike dissiplines van vas en gebed, gebed en vas. En hierdie twee is aparte dissiplines, elkeen van hulle 'n dissipline, geestelike dissipline in sy eie reg, maar ons doen dit saam hierdie week in 1 week, omdat hulle so lekker saamloop en so by mekaar pas. Jy behoort nie te vas sonder om te bid nie. Inteendeel weet ek nie, hoe kan jy vas sonder om ook te bid nie, want dan is dit eintlik maar 'n eetstaking, né? Of 'n dieet. En jy moet tye van vas inwerk, ook saam met jou gebedsdissipline, want dit gaan dit net verder verryk en verdiep. Net so is dit belangrik om te weet dat die dissipline waarmee ons laasweek gereis het, hierdie dissipline van meditasie op die woord van God, die eet van die woord van God, gaan saam met hierdie twee dissiplines, né? Vas en gebed, en dan die woordmeditasie. Wanneer jy vas, wanneer jy bid, gaan jy ook op die woord mediteer. Dit kan nie anders nie. Jy gaan op die woord mediteer, jy gaan aan die woord dink. So die idee, soos wat ons deur hierdie reeks werk, is dat jy elke week ietsie van daardie dissipline wat ons daai week mee besig is, in jou lewe inbou, en dan elke week iets van die volgende dissipline byvoeg. Sodat soos wat ons deur hierdie 8 weke werk, dat as ons aan die einde kom, dat jy tot 'n mate iets van elkeen van hierdie 8 dissiplines in jou lewe ingebou sal hê. En van daar af dan nou, gaan jy net groei daarin, en verder dit uitbou, maar ek wil jou uitdaag, begin met elke dissipline, tot 'n mate, daardie week wanneer ons dit begin. Bou so lank ietsie in, 'n stappie, 'n trappie, sodat jy al klaar iets daarvan in jou lewe inbou, en dan van daar af kan jy net daarin groei. As ons dan nou hierdie week praat oor vas byvoorbeeld, kyk of jy hierdie week al van ten minste 1 ete dan nou kan vas. As jy net daarmee kan begin,
Jy eet die oggend 6 uur nog iets en dan eet jy weer vanaand 6 uur. Met ander woorde, jy vas jou middagete, jy vas 12 ure. Begin ten minste net daar, maar begin iets van die dissiplines in jou lewe inbou. Onthou ook waar ons in week 1 gesê het, die hart agter al 8 hierdie dissiplines is 'n verlange na God. Soos wat 'n wildspok smag na water, so smag my siel na U, o Here. U alleen is my hartsverlange. Dit is die hart agter hierdie dissiplines en daarom bou ek hierdie geestelike dissiplines, of jy kan dit geestelike gewoontes ook noem as jy wil, bou jy in jou lewe in, want dit vorm die kanale, dit vorm die hoofwee van verhouding bou tussen my en God. Dit gee 'n tasbare werklikheid aan my verhouding met God. Sodat my verhouding met God nie iets teoreties is wat maar net hier in die lug hang en ek sê ek het 'n verhouding met God, maar dit word iets waaraan ek kan vat. Dit word iets wat in my dagboek reflekteer, wat ek kan sê, dis waar ek tyd aan dit spandeer het, dis hoe dit gelyk het, dis hoe dit uitspeel, ek kan daaraan vat. Anders gesê, hierdie dissiplines is nie iets wat ek doen om God se liefde te probeer verdien nie. Of om mee die leertjie te klim na God toe nie. Deur dit wat ek doen nie. Nee, hierdie dissiplines is die praktiese manier waarop ek ontvang dit wat God vir my gegee het in Jesus Christus. Alles wat hy reeds vir my gegee het, deur sy genade, deur dit wat Jesus vir my gedoen het, dit wat daar op die tafel staan, ek neem dit in besit deur die beoefening van hierdie geestelike dissiplines. So, ek sê weer, hierdie geestelike dissiplines is die middel tot die doel. Dit is om dit in besit te neem wat God vir my het in verhouding met hom. Baie mense glo dat Jesus alles vir hulle gedoen het en gegee het. Baie mense glo dit, maar hulle vat dit nie. Hulle neem dit nie in besit nie, want hulle weet nie hoe nie. Hierdie gewoontes is hoe ons dit in besit neem wat Jesus vir ons gegee het. Nou, in die diens vandag gaan ek fokus op die geestelike dissipline van gebed. En dan in die midweek video wat ons in die week gaan doen in ons klein groepe, is fokus ons op vas. So, maak seker jy kyk die midweek video, maak seker jy werk deur dit, want daar gaan ons oor die vasgedeelte praat. Ek gaan vandag hier in hierdie diens net fokus op die dissipline van gebed. Maak seker jy teken in op die YouVersion Bybelplan, wat weer vanaand gaan geshare word. Ons sal hom share, of jy kan homself gaan soek op die YouVersion app. 8 lewegewende geestelike dissiplines. Week 3, vas en gebed. Gaan soek hom. Die afgelope 2 weke se Bybelplanne alleen het meer as 3000 inskrywings gehad in 84 lande, in 2 tale. Is dit nie wonderlik nie? Dit is amazing. Dankie aan elke plakgroep wat hierdie reeks fasiliteer. Dankie aan elke nuwe plakgroepleier wat sy hand opgesteek het of haar hand opgesteek het en 'n stap van geloof gevat het om groepe te begin. Dankie vir elkeen wat hierdie inhoud op een of ander manier op 'n 1-tot-1 basis met mense deel en 'n pad met mense stap. Ek bid dat ons gemeente 'n styging in geestelike passie gaan beleef as gevolg van 'n vars toewyding in ons verhouding met God. Nou, in hierdie gedeelte wat ons vandag saam gelees het, uit Matteus hoofstuk 6, vra die disippels vir Jesus om hulle te leer om te bid soos wat hy bid. Dit beteken, eerstens, hulle moes gesien het dat Jesus hierdie gereelde gewoonte in sy lewe het, waar hy bid. Stem julle saam? Hulle moes gesien het, Jesus verdwyn gereeld, en dan kry hulle hom waar hy bid. Tweedens, moes hulle gesien het dat daar lewegewende krag
aan hierdie gewoonte in Jesus se lewe gekoppel is, en anders waarom sou hulle dan ook begeer het om te bid soos wat hy bid, as daar nie waarde aan dit was nie, as daar nie krag in dit gelê het nie. Derdens, moes daar iets anders gewees het aan die manier waarop Jesus gebid het, want hulle wil bid soos wat hy bid. Die Fariseërs het ook gebid. Johannes die doper en sy disippels het ook gebid. Maar hulle wil bid soos wat Jesus gebid het. En vierdens sien ons dan dat ons kan leer om soos Jesus te bid. Want hulle vra hom om hulle te leer. Die vraag is of jy 'n begeerte het om 'n verhouding met God, jou Vader, te hê soos wat Jesus gehad het. Dis die vraag wat ek vir jou vra. Het jy 'n begeerte om in 'n verhouding met jou Vader te staan soos wat Jesus in verhouding met sy Vader gestaan het? Want dit is die hart agter gebed. Of is jy tevrede met die tipe verhouding, die tipe ooreenkoms wat ek sal vergelyk met 'n man en 'n vrou wat trou, en vir mekaar daar op die dag wat hulle trou sê hulle is lief vir mekaar, en dan daarna nooit weer met mekaar praat nie, en nie weer vir mekaar sê hulle is lief nie, miskien so nou en dan vir mekaar vra as hulle iets nodig het. Hulle is mos nou getroud, man. Hulle het mos nou vir mekaar gesê hulle is lief vir mekaar. As iets verander, sal hulle mekaar seker inlig. Hulle sal so af en toe met mekaar praat as hulle nou ietsie van die ander persoon nodig het, maar dis nou dit. God begeer nie so verhouding nie. Alhoewel, dit is hoe baie Christene se verhouding met God lyk. En daarom is baie gelowiges se geestelike passie so laag. Die temperatuur van jou geestelike lewe is so laag. Want so 'n verhouding, het sy tussen 'n man en 'n vrou wat getroud is, of het sy tussen jou en God, gaan nie oorloop van liefdevolle passie nie. Dit beloof ek vir jou. Want daar is nie intimiteit nie. Daar is nie kommunikasie nie. Daar is nie engagement tussen die twee partye nie. Nou, ek wil net so 'n treetjie teruggee na verlede week se dissipline van Bybelse meditasie. Jy sal vind dat om te mediteer op God se woord, maak die deur oop vir kommunikasie tussen God en jou gees. Jy luister na God se hart deur die woord, deur op die woord te mediteer. Jy oordink dit. Jy neem dit in as waarheid in jou wese in. Jy beleef dat God met jou praat. En vanuit daai plek ontstaan daar 'n natuurlike behoefte om te reageer. Daar ontstaan 'n behoefte om gemeenskap met hierdie God te hê, om met hom te praat. Om met hierdie God wat met jou praat deur sy woord terug te engage. Jy gaan sukkel om sinvol te bid as jy nie vol van God se woord is nie. Nou, ek hou van die woord engage. Daar's nie 'n mooi Afrikaanse woord vir die term engage nie. Jy weet, wanneer twee rugbyspanne teen mekaar rugby speel, soos gisteraand nou weer. Wie van julle het gisteraand se wedstryd gekyk? Jy mag maar jou hand opsteek, jy's hier. Wanneer die twee rugbyspanne teen mekaar speel, dan gebeur daar hierdie interessante verskynsel so elke nou en dan. En dit is wanneer die 8 grootste ouens van elke span van tyd tot tyd so by mekaar kom. En hulle arms en hulle lywe so aan mekaar bind en dan so 'n bruggie maak met die 8 grootste ouens van die ander span. Die tegniese term daarvoor is 'n skram, vir die van julle wat nie geweet het nie. En die skeieregter het dan so 'n rympie wat hy sê. Nou so nou en dan verander daai rympie. Ek weet nie mooi wat hy nou is nie, maar die rympie wat ek hom onthou nou is crouch, touch, pause, engage.
Nou, wanneer daai twee spanne crouch, dan is daar nog afstand. Wanneer hy sê touch, nog steeds afstand. Pause, afstand. Maar wanneer hy sê engage, is daar gemeenskap. Daar's interaksie. Daar's nabyheid. Partykeer 'n bietjie meer nabyheid as wat 'n man mee gemaklik is met 'n ander man. Al die reuke en die geure en die baard en die sweet en al die lekker dinge. Maar dis engagement. Jammer vir die wat agterlyn gespeel het op hulle dag. Ons voorspelers weet wat dit is om te engage. Ons kan oor God praat. Ons kan Bybel lees. Maar as ons werklik bid, dan engage ons met God. Ons worstel met God. Ons praat, ons luister, ons stry, ons stort ons emosies uit. Daar's nabyheid en jy verander. Jy kan nie dieselfde bly as jy werklik met God engage nie. Nou, wat keer ons om 'n gebedsgewoonte in ons lewe te vestig en in te bou? Ek glo nie dit is dat jy nie 'n wonderlike lewegewende gebedslewe met God wil hê nie. Ek dink nie dis enige iemand se rede nie. Maar ek dink daar is 'n paar redes wat ons so 'n bietjie terughou. Die een is, ek dink baie maal lees ons die stories van die reëse in die geloof wat vir 2 of 3 ure per dag gebid het en ons raak mismoedig want ons dink ons sal nooit daar uitkom nie. Dit help egter om te besef dat hierdie dissipline, net soos met skrifmeditasie en net soos al die ander dissiplines waaroor ons nou nog gaan praat, geoefen moet word. En dat 'n mens daarin groei. Soos wat 'n atleet fikser word. Soos wat iemand wat gaan gym sterker word. Dit is iets wat jy aanleer. Dis nie iets waarmee jy gebore word nie. Nou, ek wil dit vergelyk met iemand wat 'n gitaar of 'n instrument wil begin speel. So, enige iets wat jy aanleer. Enige iets wat jy aanleer, soos miskien 'n gitaar, om gitaar te wil leer speel. As jy begin met dit, dis vreemd, dis moeilik, want dit is iets wat jy nie aan gewoond is. So jy gaan snaaks, jy gaan nou probeer druk, maar jy gaan sukkel. Dit gaan snaaks klink. Dit gaan vir jou moeilik wees. Jy gaan, ek moet 'n akkoord druk. Maar jy het geduld. En jy het genade met jouself. Jy sê nie, ag nee, Jesus, ek is stupid. Ek kan net nie gitaar speel nie. Ek kan dit nie doen nie. Nee, jy het genade met jouself, jy's geduldig, jy besef, dis vandag my eerste keer, of my derde keer, of my 5de keer. Dit begin al na ietsie klink. En so hou jy aan oefen, en jy hou aan oefen, en jy hou aan oefen. En dan voor jy jou oë uitvee, speel jy op die Baanjaard, die 4de September. Want jy het geoefen. Alright? Verskoon my. Consistency is die sleutel tot enige lewende gewoonte. Consistency. Nie om in een dag deur die Bybel te lees nie, maar om elke dag Bybel te lees. Nie om dag 1 3 ure te bid nie, maar om elke dag te bid. As jy vandag begin en jy is bereid om 'n klein treetjie te gee en om klein te begin, maar dit getrou te doen en te volhou, kan ons verwag dat
oor 'n jaar van nou af, gaan jy met meer autoriteit bid, jy gaan met meer intimiteit bid, jy gaan met meer gemak en effektiwiteit bid. Maar jy moet begin. 'n tweede rede waarom ek dink ons sommer dadelik geneig is om op te gee en om op te hou, en 'n passie vir gebed te verloor, of dalk nie eers te wil begin nie, is omdat ons geleer is dat die heelal reeds vooruit beplan is en dat alles wat gebeur reeds vas is en nie verander kan word nie, en ons noem dit 'n closed universe siening. So hoekom gaan jy dan bid? Alles is mos nou vas. Dit wat moet gebeur, gaan nou mos maar gebeur, of ek nou bid of nie, wat 'n verskil maak dit? Het jy al so gevoel? Ek het al. As jy weet iets wat jy doen gaan niks verander nie, is daar geen rede, geen waarde hoekom jy dit gaan doen nie. Maar dis nie wat die Bybel ons leer nie. Die Bybel leer ons nie hierdie closed universe prentjie nie. Die mense in die Bybel het gebid en geglo dat hulle gebede werklik dinge kan verander. Soms lyk dit vir ons asof God sy gedagtes verander, omdat iemand met hom engage in gebed. Gaan lees 'n bietjie Genesis, ek dink is 18, Genesis 18 en 19, hoe Abraham met God engage oor sy neefie Lot en Sodom en Gomorra, en hoe hy sê, wat van as daar 50 mense in Sodom is, sal u dit nog steeds vernietig? Nee, ek sal dit nie vernietig as daar 50 regverdige mense is nie. Wat van as daar 40 is, Here? Ja, okay, as daar 40 regverdiges is, sal ek dit nie vernietig nie. En so gaan dit aan. Hy engage met God, hy bid, hy praat, en God verander sy gedagtes. Nou, ek gaan nie nou diep in dit ingaan, verander God nou regtig sy gedagtes of nie. Die feit is, goed verander wanneer ons bid. Jy kan gaan kyk na Moses wat bid met geloof, en dit lyk asof sy gebed verander wat God doen. Gaan kyk, Eksodus hoofstuk 32 as jy wil, gaan kyk ook na Jona, hoofstuk 3, vers 10, as jy twyfel hieraan. Ek dink dit is John Wesley wat gesê het, God does nothing except in answer to prayer. God does nothing except in answer to prayer. Dit beteken nie God doen alles wat ons bid nie. Maar God doen nie sommer iets as sy mense nie met hom in gebed engage daaroor nie. Dit behoort ons baie opgewonde te maak, maar dit behoort ons ook te laat besef wat se verantwoordelikheid ons het om deur gebed saam met God die toekoms te bepaal. Sekere dinge in hierdie wêreld sal net gebeur en net verander wanneer ons bid. Hier wil ek elkeen van ons intercessors, wat op 'n maandag aand, elke week, getrou by mekaar kom hier by die kerk, om te bid vir ons gemeente en vir ons stad en vir ons mense. Ek wil julle eer. Ons bidderspanne wat op 'n Sondag voor die diens by mekaar kom om te kom bid vir die diens. Individue wat in die week by die kerk kom bid, of by die huis bid vir TD, vir wat God besig is om te doen. Ek glo ons gemeente se sukses in die uitbrei van God se koninkryk staan op julle wat bid. Nie op ons wat mooi preek nie, nie op mooi musiek nie, oor mense wat bid. Daarom vra Paulus so gereeld dat die gemeentes vir hom moet bid, vir die werk wat hy moet gaan doen, vir die evangelie wat hy moet gaan verkondig, sodat mense se harte sal oop wees wanneer hy vir hulle kom preek. Hy vra hulle gereeld. Ek dink ons kan doen met nog meer mense wat bid vir God se saak in en deur TD. As jy nie weet wat jou bediening is nie, en waar om in te skakel by TD nie, want die gasvryheidsspan is vol, en die Hebreërs is vol, en jy wil nie by Stars met die kindertjies werk nie, begin bid vir TD. Dit is 'n bediening. Jy kan bid, en daai span sal nooit vol word nie. So, ek moedig jou aan. Bid vir ons finansies by TD. Bid vir guns. Bid vir ons musiekbediening wat die afgelope week weer 'n lied vrygestel het.
wat reg oor die wêreld gesing gaan word, Abba Vader. Dis deel van ons bediening, bid daarvoor. Bid vir ons as predikers, dat ons die woord akkuraat en reg sal bedien. Bid vir ons bedieninge, wat mense bedien. Daar is ook sekere goed in jou, wat nie gaan verander, of gaan gebeur, as jy nie met God engage in gebed nie. Deurbrake, wat nie gaan kom, as jy nie gaan bid, en met God gaan engage nie. So nou kom vra die disippels vir Jesus, om hulle te leer bid. Dit beteken, jy kan eksperimenteer, jy kan leer, jy kan groei in jou gebedsgewoontes, jy kan kyk wat werk nie, jy mag. Jy moet leer. Alhoewel Jesus vir ons 'n voorbeeld hier gee, wat ons nou die Onse Vader mos nou noem, is dit nie 'n rympie om te bid nie. Dit is nie 'n formule nie, dit is 'n voorbeeld wat ons kan volg. Ons kom agter as ons na ander voorbeelde kyk van Jesus wat gebede gebid het en wat vir ons opgeteken is, dit lyk anders. Daar was kere wat Jesus gebid het en sy gebed geëindig het met Vader, nie my wil nie, maar u wil. Soos in die tuin van Getsemane, Lukas 22. Ander kere bid Jesus asof hy absoluut reeds weet wat God se wil is en hy bid nie as dit u wil is nie, Vader. Hy bid met geloof asof hy die wil van die Vader ken en dan gebeur dit. Dis amper asof die een is 'n gebed van geloof en die ander een is 'n gebed vir leiding. As ons dan nou prakties raak, miskien is dit 'n goeie plek vir jou om dan te begin wanneer jy wil leer bid om stil te raak. Miskien eers 'n bietjie oor 'n stuk skrif te sit en mediteer. Vat vir jou Psalm 1. Welgeluksalig is die man wat nie wandel volgens die raad van die goddelose, nie staan op die pad van die sondaar, nie sit in die kring van die spotters nie, maar sy welbehae is in die wet van die Here en sy wet oordink hy dag en nag. Hy sal wees soos 'n boom geplant by waterstrome, vrug dra op sy tyd en wat sy blare nie verwelk nie. Alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit. Vat daai skrif en jy dink daaroor, en jy mediteer daaroor. Begin daarso. En dan luister jy en jy kyk wat kom in jou gedagtes op. Miskien kom daar iets op vanuit die skrif waaroor jy nou net gemediteer het. En jy begin met God daaroor praat. Miskien kom 'n situasie in jou gedagtes op terwyl jy daar sit. Miskien kom iemand in jou gedagtes op, iemand wat siek is, of 'n persoon wat net probleme ervaar, of miskien 'n situasie in ons land, of ons skole, of ekonomie, of wat ook al, drop in jou gees. Ek glo dis hoe die Heilige Gees ons lei en help hoe om te bid. Is dit nie wat Romeine 8 vers 26 sê, die Heilige Gees sal ons help om te bid. Voordat jy net dan nou vir die persoon begin bid, vir die situasie begin bid, wees dan eers stil en luister. Wat sê God vir jou is sy wil oor hierdie situasie en wat wil hy hê moet jy bid oor hierdie situasie? As jy dan iets ervaar, dan gaan jy voort met geloof en met sekerheid en jy bid vir daardie situasie volgens wat jy glo God se wil is en jy glo dat jou gebed 'n verskil gaan maak. Jakobus sê vir ons dat ons verkeerd bid nie omdat ons nou die verkeerde woorde gebruik of die verkeerde volgorde nie, ons bid verkeerd wanneer ons nie met geloof bid nie. Jakobus 1 vers 6 tot 7 sê, as 'n mens bid, moet jy die vertroue hê dat God sal antwoord. Want iemand wat twyfel is soos 'n brander in die see, wat deur die wind aangejaag en heen en weer gedryf word, so iemand kan mos nie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie. Okay, so iets wat ons moet leer wanneer ons leer bid, is om te glo dat wat ons bid gehoor word en 'n verskil maak. Die uiteinde van die situasie is nie onveranderbaar nie. Gebed van geloof. Dan kan jy ook, miskien, soos wat jy nou daar sit en bid,
'n area in jou lewe hê waaroor jy onseker is, wat is God se wil? Jy weet nie wat is God se wil nie. Praat vir 'n paar minute oor wat jy graag oor die situasie wil sien gebeur, of wat jy graag verwag, jy mag dit doen. Sê vir die Here, dis wat ek graag wil hê, Here, hier moet gebeur. Dis wat Jesus gedoen het in die tuin van Getsemane. Hy het gesê, Vader, my wil is, ek wil hê hierdie beker moet by my verbygaan. Ek wil nie aan hierdie kruis gaan sterf nie, ek sien op daarna. Maar dan sê jy, maar Here, nie my wil nie, maar U wil. Wees 'n paar oomblikke stil in meditasie, luister of God dalk vir jou iets anders oor jou versoek openbaar. Dis 'n gebed vir leiding. Nie lang ei nie, kort ei. God wil nie hê jou gebed moet leiding wees met 'n lang ei nie. Hy wil hê dit moet lewegewend wees. Vra vir God om jou te lei wat sy wil is as jy onseker is. Daai einste Jakobus sê net in die versie voor vers 6 sê hy in vers 5, vra vir God as dit nie vir jou duidelik is wat hy wil hê jy moet doen nie. Hy sal jou eenvoudig daai wysheid gee en jou nie verwyd dat jy gevra het nie. So jy sien daar's ruimte vir dit ook. Partykeer ruimte vir die gebed van geloof want ek is oortuig, ek weet wat God se wil is, maar ander kere is ek nie seker nie en ek bid, Here, nie my wil nie, U wil, wys vir my. Ons kan leer bid en ons kan verskillend bid, soms leiding, die gebed van leiding, ander kere gebed van oortuiging, maar altyd met geloof. Altyd met geloof. Wanneer ons bid vir mense, wanneer ons bid vir situasies, is baie belangrik om vanuit 'n intieme kontak met God te bid. Okay? Ons moet eers ingestel wees met God voordat ons wegspring en sommer net begin bid. Nou hier speel meditasie weer eens, as ook tye van vas, baie belangrike rol. Ons bid vanuit 'n saam met God plek. Nie vanuit 'n plek waar ek hier is en God is deur ver en ek moet nou met God probeer praat hier deur die ceiling nie. Nee, ons bid vanuit 'n plek, God is by my, God is in my, ek en God saam, ons gaan oor hierdie situasie nou praat. Ons gaan nou hieroor bid. Daarom, om te luister, is die eerste, die tweede en die derde stappe van gebed. Jy luister. Soren Kierkegaard het gesê, a man prayed, and at first he thought that prayer was talking, but he became more and more quiet, until in the end he realized that prayer is listening. Luister, luister, luister en reageer, luister en engage. Wat van geloof, aangesien ons sien Jakobus sê ons moet met geloof bid. Baie maal is ons bang om vir iets of vir iemand te bid, want ons glo dat ons geloof is nie groot genoeg nie. Het jy al so gevoel, ek gaan eerder maar nie vir hierdie bid nie, want my geloof is nie groot genoeg nie. Nee, die Bybel leer ons dat al het ons geloof die grootte van 'n mosterdsaadjie, is dit genoeg. Dis genoeg. Meestal is die feit dat jy bereid is om vir iemand te bid, 'n bewys dat jy genoeg geloof het. Het jy al so daaraan gedink? Net die feit dat jy bereid is om oor hierdie situasie of die persoon te bid, is genoeg bewys, jy het geloof soos 'n mosterdsaadjie. Engage dan met God oor daai situasie in gebed. Kom ons gaan kyk ook 'n bietjie wat ons bid. Wat bid ons? Dit is 'n interessante oefening om jou vir 'n tyd lank jou gebede neer te skryf. En terug te gaan en te kyk, wat bid ek? Hoe meer ons bid, gaan ons 10-1 sien dat dit waaroor ons bid ook verander. Ek wil gou vir jou 'n gebed van Paulus lees, wat hy bid in Efesiërs hoofstuk 3, wat hy oor die kerk bid. Luister gou wat bid hy. Daarom kniel ek voor die Vader. Hy is die Vader van elke gemeenskap in die hemel en op die aarde. Mag hy deur sy gees uit die rykdom van sy goddelike grootheid aan julle die krag gee om innerlik sterk te word. Dan sal Christus deur die geloof in julle harte woon en sal julle in God se liefde gewortel en gegrondves wees. Mag julle in staat wees om saam met
al God se mense te begryp hoe breed en lank en hoog en diep sy liefde is. Dan sal julle Christus se liefde wat alle verstand te bowe gaan beleef. Mag julle heeltemal met die volheid van God vervul word. Klink dit so 'n bietjie anders as die goed waaroor ons gebede meestal gaan. Ja, Jesus sê ons mag bid vir ons daaglikse brood, ons behoeftes, ons begeertes. Maar as ek sien dat selfs Jesus daar in daai voorbeeld van sy gebed, die Onse Vader, bid hy meer vir hulp om ander te vergewe, om versoekings te weerstaan, om die Vader se wil uit te leef, om sy koninkryk te soek, om sy naam te verheerlik. En dan so een sinnetjie, gee ons vandag ons daaglikse brood. Hoe lyk dit in jou gebede? Hoe lyk die balans? Het is natuurlik belangrik om te verstaan, wanneer ons bid, ons met ons hemelse Vader praat. Hy is ons pappa. Term wat Jesus self gebruik is Abba. Dis 'n intieme term. Dis nie, o Vader. Dit is pappa. Pappa. Hy is nie 'n koue, onpersoonlike vors nie. Hy's nie kwaad vir ons nie. Ons gaan nie om daartoe om sy arm te probeer draai en versigtig te wees vir wanneer hy die klap kom nie. Jesus sê ons kom soos kinders na ons goeie Vader toe. Met openheid, met eerlikheid, met vertroue. Wat is die beeld wat jy in jou gedagtes het wanneer jy bid? Seker een van die belangrikste goed wanneer dit kom by gebed. Wat 'n prentjie van God het jy in jou kop? Dit gaan jou help of jou belemmer wanneer jy bid. Daar is nog baie goed waaroor ons kan gesels wanneer dit kom by gebed. Dit wat ek vandag met jou oor wil praat en gepraat het, is net om jou weer te motiveer, om weer jou instrument op te tel en te begin oefen. As jy dalk moedeloos geraak het en opgehou het. Tel weer daai instrument op. Sit weer vir jouself tyd uit. Begin bid. Begin met jou Vader praat. Miskien aan die ander kant, oefen jy gereeld jou gebedslewe. En jou gebedsgewoonte is, dit gaan goed. Maar weet jy, jy kan nog verder groei. Net omdat jy nou mooi kan speel, beteken nie, dis nou klaar nie. Jy kan nog verder groei in jou gebeds. En hier is ons mense hier, ek challenge jou in jou gebedsgewoonte. Miskien kan jy nou iets nuuts begin bybring. Miskien kan jy langer begin bid. Miskien kan jy nou meer vas begin deel maak van jou gebedslewe. As ons as gemeente hierdie week, wat kom, kan afsluit aan die einde van die week, waar mense op die skrif mediteer en dan met God engage in gebed, en miskien een keer so 'n bietjie gevas het van iets, sien ek met opgewondenheid uit na wat God in en deur ons as gemeente gaan doen en kan doen. Want ons skep kanale waardeur sy genade in ons lewens kan invloei deur die Heilige Gees. Dis my begeerte vir jou. Ek hoop dis jou begeerte vir jouself. En dat jy dit genoeg begeer dat jy dit gaan doen. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U vir ons hierdie wonderlike gawe gegee het dat ons kan bid. Dat ons met U kan praat. Jesus, U het vir ons die pad oopgemaak. Ons hoef nie na 'n tempel toe te gaan en dan eers offers te bring en dan deur 'n priester te gaan om met U te praat nie. Ons staan direk in verhouding met U. Wat 'n voorreg om met U te kan praat, Papa Vader. Papa Vader is 'n voorreg om U te ken, om met U te praat. Ek weet U hart brand om met ons te wil praat, met ons te wil engage. Steek daai vlam
in ons gees aan die brand om met U te wil praat. Om maar eerste stapie te neem en om te begin. En al voel dit aan die begin hoe vreemd en hoe snaaks en hoe ongewoon dat ons sal volhou en sal aanhou tot ons voel daar's daai koneksie hier in ons gees tussen ons en U. Want wanneer ons eers gesmaak het, sal ons nie kan ophou nie. Dankie daarvoor, Heilige Gees, dat U ons help. In Jesus naam. Amen. Baie dankie dat jy ingeskakel het by TD Kerk se uitsending en spesifiek 'n groot dankie aan diegene wat ons finansiëel ondersteun en dit so moontlik maak dat ons kan aanhou om mense reg oor die land op hierdie manier te bedien. Mag die Here jou seën.